Op daardie oomblik oefen God die laaste oordeel uit, wat eintlik nooit vir die menslike geslag bedoel het nie. En eintlik is dit op hierdie oomblik 'n genadedaad, want meeste van daardie massas wat daar is, het al gewens dat hulle kan sterwe. Hulle het hulle keuse gemaak en dit was nee vir God. Nee vir die ewige lewe. Hulle het gekies om eerder te sterwe en die ewige dood in te gaan, as om God te aanvaar en die ewige lewe te kan kry. Hulle keuse was die ewige dood. En die Here respekteer daardie keuse. Weet jy my broer en suster, dat dit tot vandag toe nog so is? Die Here het van die begin af vir Adam en Eva 'n keuse gegee. Hulle kon vir die God ja sê, hulle kon vir hom nee sê. Daardie keuse het ek en jy vandag nog. Ons kan vir hom ja sê, ons kan vir hom nee sê. En as ons vir hom nee sê, dan respekteer God daardie keuse. En daarom wis hy hulle eenvoudig uit. Wil jy lewe, of wil jy nie lewe nie? En dis die einde. Gaan die Satan langer brand as ander mense? Die Bybel sê nie vir ons nie, ek dink so, ek hoop so. Hy is verantwoordelik vir al die misdade wat deur al die eeue plaasgevind het. Maar uiteindelik gaan ook hy uitbrand en verdwyn. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, sal hy in die poel van vuur gewerp word. Wat staan daar oor die Satan? Esegiel 28:18, weens die menigte van jou ongeregtighede, het jy jou heiligdomme ontheilig. Daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan. Hy het nie 'n liggaam nie. Daarom is die Here 'n vuur uit sy binneste laat ontvlam. Dit het jou verteer en ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het. Dis 'n profesie in Esegiel wat met betrekking tot die Satan wat met hom gaan gebeur. Daar gaan 'n vuur in sy binneste aangesteek word. Esegiel 28:19, jy het 'n verskrikking geword, sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Daar's nie plek op die nuwe aarde en die nuwe hemel vir die Satan of vir enige een van sy engele nie. Hulle sal wees asof hulle nooit bestaan het nie.